Okay, so die vraestel het hoofsaaklik gegaan oor stoichiometriese berekeninge of daai kwantitatiewe aspekte van chemiese verandering en sure en basisse. En dit is graad 11 sure en basisse saam met die graad 12 se sure en basis goed ook. So nie al die graad 11's doen al die graad 12 werk soos die pH berekeninge nie, maar 'n klomp van hulle doen dit, hulle begin dit nou in die kurrikulum bietjie meer inbring. So hulle sê vir jou by 1.1 die empiriese formule van 'n sekere koolstofverbinding is CH2O. Watter een van die volgende kan die molekulêre formule van die verbinding wees? So onthou, die empiriese formule is die basiese, die eenvoudigste verhouding. So die verhouding tussen hulle is eintlik, onthou daar sal mos nou nie 'n enetjie daar nie, maar jy moet weet daar's eintlik 'n enetjie. So die basiese verhouding waarin hulle voorkom hierso is 1 tot 2 tot 1. Wat beteken die hoeveelheid koolstof en die suurstoffe moet dieselfde wees en die waterstoffe moet dubbel hulle hoeveelheid wees. En in die geval is daar net daai een die C2H4O2. Ja, dit is 'n maklike een. Dit moes almal reg gekry het. Nou sê hulle vir jou metaal M vorm 'n nitraat met die formule MnO3. Watter van die volgende formules van verbinding M is nie korrek nie? So hierso is nou byvoorbeeld, hierdie is uit en uit 'n graad 10 vraag. Hierdie is die skryf van 'n chemiese formule. Wat beteken, dis nie iets wat ons weer in graad 11 behandel nie. Dis ook nie iets wat ons weer in graad 12 behandel nie, maar jy moet dit weet. Dit is eksamineerbaar vir jou. So dis hoekom ek altyd in graad 10 so met julle hamer, want of hulle dit nou direk vra so en of hulle dit nou indirek vra, hulle kan dit vra. So dis hoekom in my studiehulp is die goeders in, want hulle mag dit vir jou vra. So net sommer so recap, onthou as ek 'n formule skryf, dan gebruik ek mos die oorkruismetode. So ek het my metaal en my nitraat. Die nitraat moet ek weet, ek moes dit gememoriseer het in graad 10, sy lading is -1, wat beteken, my metaal vir dit om 'n neutrale verbinding te wees, so met ander woorde, hy het nie 'n lading nie, moet daar eweveel positiewe en negatiefes wees, wat beteken sy lading moet +1 wees. Want andersins sou daar byvoorbeeld gesê het, sy lading is MnO3- of MnO3 + 2, of wat ook al. Andersins kan jy so nou wil jy kyk, want onthou, hulle vra watter een van hierdie formules is nie korrek nie. So met ander woorde, ons gaan nou die die oorkruismetode op al daai formules toepas en kyk watter van hulle is reg of nie. So as ek na A kyk, het ek my metaal wat verbind is aan 'n sulfaat. Nou ons moes in graad 10 gememoriseer het, sulfaat se lading is -2 en ons weet ons metaal is nog steeds, hy bly die hele tyd daai +1. En as ek my oorkruismetode gebruik, dan weet ek het 2 metale wat moet verbind aan 1 sulfaat. Wat beteken daai enetjie is reg soos wat hy is. Dan dieselfde met ek wil sê magnesiumkloried, met my metaalkloried. My kloor is in groep 7, so hy het 'n lading van -1. Daai het 'n lading van +1, wat beteken hulle verbind 1 tot 1, so dis net MCl. So hy is reg. Nou die volgende een is die metaalhidroksied. So ek het my metaal, my hidroksied weet ek moes ek geleer het, sy lading is -1. My metaal het ons mos nou uitgefigure is +1, so die verhouding van hulle moet 1 tot 1 wees, wat beteken dit is so. En dis nie hoe hy geskryf is, hierdie een is verkeerd. En hulle vra watter een van die verbindings is nie korrek nie, wat beteken dit moes aan opsie C gewees het. Hierdie is 'n solid graad 10 vraag. Niks graad 11 werk enigstens in hierdie vraag nie. Ook nie daar by daai, julle doen weer hierdie goed, die empiriese formule en so in graad 11, maar dit is julle al in graad 10 gedoen. Nou hierdie ene vra hulle, wanneer aluminium reageer met suurstofgas, word die gebalanseerde vergelyking vir die reaksie gegee as wat? So onthou, suurstof kom altyd in die natuur voor as O2, hy is 'n diatomiese element. So dit kan nie A wees nie, en dit kan definitief nie D wees nie. Nou moet ons weer eens net kyk, dat as daai twee goed met, voordat ons kyk enigstens oor die balansering,
moet ons kyk of dit wat hy vorm daar aan die einde, want ek sien hy vorm 2 verskillende goed, so ek net eers kyk wat se een van daai is reg. So weer eens, hierdie is net graad 10 werk. Ons doen die oorkruismetode om te kyk. Ek het aluminium wat reageer met suurstof. Aluminium is in groep 3, so sy lading is +3. Suurstof is in groep 6, so sy lading is -2. Onthou ons kyk dit mos op die periodieke tabel, nee, +1, +2, +3, +-4, -3, -2, -1, 0. Wat beteken ek het 2 aluminiums wat gaan reageer met 3 suurstowwe. Wat beteken, hy kan net C wees. So, ons het nie eers nodig gehad om te kyk of hy reg gebalanseer is nie. Ons weet dit moet daai enetjie wees. Het julle vragies oor hierdie eerste 3 so lank? Sal dit graad 10 werk? So, as jy nie al daai ladings en skryf van chemiese formules en so onthou het van graad 10 nie, dan sou jy al klaar daai punte verloor het. Okay. Hulle sê vir jou, kom ons gaan gou deur hom. Hulle sê vir jou, die oplossing wat die grootste konsentrasie waterstof-ione of hulle kon ook vir jou gesê het wat die grootste konsentrasie hydronium ione gehad het, as 'n volledige ionisasie plaasvind is wat. So onthou, sure word opgedeel, jy kry jou sterk sure en jy kry jou swak sure. Die definisie van 'n sterk suur is hy ioniseer volledig in water. Wat dit beteken is, as ek 'n sterk suur soos soutsuur vat en ek laat reageer met water, dan raak hy ontslae van al die HCl molekules, raak ontslae van hulle skenk hulle waterstof atoom of ion en vorm die kloorione, en daai waterstof gaan sit dan hier op die water en hy raak die H3O+. So dis wat gebeur met 'n sterk suur, hy ioniseer volledig in water. Nou 'n swak suur, soos asynsuur, enige organiese suur, julle sal nog van organiese sure leer in die 4de kwartaal, by organiese chemie is 'n bietjie matriekwerk. Hulle is swak suur, wat beteken hulle ioniseer net gedeeltelik in water. Wat beteken, nie al die etanosuur of asynsuur molekules gaan van hulle waterstof ontslae raak om daai te vorm en my hydronium te vorm nie. So, sê nou maar daar's 10 van daai molekules, dan gaan daar 10 van daai molekules vorm. As daar 10 van daai molekules is, gaan daar dalk 5 van daai molekules vorm. So hy gaan nie baie hydronium ione produseer nie, of waterstof ione produseer nie. So definitief gaan dit nie hy wees nie. Maar by al drie van hulle, HCl, H2SO4, HCl, so weer dieselfde ding, albei van hulle is sterk sure. Maar die groot verskil is hier, jou jou swaalsuur is wat ons noem 'n polyprotiese suur. Wat beteken, hy nie net ioniseer hy volledig in water nie net vorm al daai molekules hydronium ione nie. Hy het ook 2 waterstoffies om van ontslae te raak. Polyprotiese sure is sure wat van meer as 1 waterstof ontslae kan raak. So wat nou gebeur is, hy kan nie albei daai waterstoffies vir die water gee nie. Dit kan nie H4O raak nie, hy kan maksimum H3O raak. So wat gebeur is, ek het dan 2 verskillende watermolekules nodig. So hy het dan nou al 2 sy waterstoffies afgegee en die sulfaat-ion gevorm, en dan elkeen van daai waterstoffies het 'n water van die suur bygekry, wat beteken ek het 2 hydronium ione daar gevorm. Okay. So dis hoekom dit dan in hierdie geval, die konsentrasies het nou nie regtig noodwendig veel daarmee uit te waai nie. Dit gaan meer oor die feit dat, kyk, dit gaan definitief in elk geval nie daai wees nie, want die konsentrasies het nie noodwendig iets daarmee te doen nie. Dit gaan oor die hoeveelheid
van daai goed wat geproduseer word. En omdat hy 'n polyprotiese suur is, gaan hy die meeste hydronium-ione veroorsaak. Maak dit sin? So juffrou, 'n polyprotiese suur is iets wat meer as een. Waterstofie kan afgee, kan skenk. Okay, so hierdie is 'n lekker graad 11 suur en basisse vraag. Hy toets jou kennis oor polyprotiese sure en jou kennis oor sterk sure en swak sure. Okay, wat is daai tweetjies? Skryf net dit daarop. Okay. Nou vra hulle vir jou by 1.5, watter een van die volgende is nie 'n tipiese reaksie vir soutsuur nie. So soutsuur is mos nou, nou gaan ek hom maar net weer skryf, is mos nou hierdie enetjie, die HCl. Dit vorm hydronium-ione in water. Ja, dit is definitief waar. Ons het dit nou gesien, hy vorm hydronium-ione as hy in water is. Dis waar. Dit kleur fenolftalein pink. So julle gaan sien in julle opsommingkies of in die graad 12 studieel by die opsommingkie oor die sure en basisse, het jy 'n lekker tabelletjie met indikators. So hoe dit werk is, jy gaan sien daarso, jy kyk na die indikator, ons kyk nou na fenolftalein, dan sê hy vir jou, as fenolftalein in 'n suur is, dan is hy kleurloos. As hy in 'n basis is, dan is hy pink. Maar HCl, soutsuur, is nie 'n basis nie, hy's 'n suur. Wat beteken sy kleur is veronderstel om kleurloos te wees. So daai ene is nie 'n tipiese reaksie nie. Maar ek het ook hierdie ene, ek wil kyk gou. En dan die ander ding wat belangrik is, julle sal sien hierso ook, hierso is 'n paar algemene, in die opsommings is daar wat nie noodwendig in julle sin is, hier's 'n paar algemene reaksies wat van sure en basisse. So dis nie so 'n tipiese reaksie waar jy kan sien die oordrag van die waterstof-ion nie. Dit is so half sure en basis reaksies wat jy nie eers eintlik weet dis sure en basis reaksies as jy nie hulle ken nie. Die een is, en julle het dit al in graad 9, dink ek, gedoen. Wanneer 'n suur met 'n metaalkarbonaat reageer, dan vorm dit 'n sout, 'n ioniese sout en water en koolstofdioksied. Wat beteken dis hoekom D ook reg is. As ek soutsuur laat reageer met 'n metaalkarbonaat, dan vorm dit 'n sout, koolstofdioksied en water. En die ander een is wanneer ek 'n suur met 'n metaalhidroksied laat reageer, dan vorm dit 'n ioniese sout en water. En wanneer ek 'n suur met 'n basis laat reageer, dan vorm dit 'n ioniese sout en water. Wat beteken tegnies eintlik is hierdie ene ook verkeerd. Hy vorm nie waterstofgas wanneer hy met 'n basis reageer nie. So ek dink hulle sou dalk vir julle albei van daai, het julle albei van hulle punte kon. Okay. Dan sê hulle die korrekte formule vir ammoniak, dis NH3, dit is net solid, dit moet julle ken daai name. Niks snaaks daar nie. Dan watter van die volgende is nie gekonjugeerde suurbasispare nie. So julle moet nou mooi die gekonjugeerde suurbasispare verstaan. Ek wil sommer gou, of kom ons skryf nou maar net weer vir die derde keer daai reaksie neer. Want kinders misverstaan die gekonjugeerde suurbasispare. 'n Gekonjugeerde suurbasispaar is nie die dis nie die suur en die basis wat met mekaar reageer nie. Dis die oorspronklike suur en die basis wat hy gevorm het. So onthou, as ons nou kyk, soutsuur is 'n suur. Dit is maar net wat dit is. Dit is wat hy is 'n suur, ons moet dit leer. Water is 'n amfoliet. So met ander woorde, hy kan optree as 'n suur of 'n basis. So dit hang af waarmee hy reageer. So as hy met 'n suur gaan reageer, dan gaan hy optree as 'n basis. Maar nou, daai enetjie is daai enetjie. Hy het nou 'n kloried-ion gevorm. Wat beteken onthou vir bas, nee?
basis ontvang, sure skenk. So, maar hy kan nie nou meer optree soos 'n suur, soos wat hy aanvanklik gedoen het nie, want hy het nie 'n waterstofie om weg te gee nie. Al wat hy nou kan doen is ontvang. Wat beteken hy raak nou 'n basis. Hy is nog steeds presies dieselfde ding, dis net met 'n waterstofie en sonder 'n waterstofie. So die gekonjugeerde suurbasispaar is die HCl en die kloor. Dieselfde met die water. So aanvanklik was hy 'n basis en nou kan hy nie meer ontvang nie. Hy het nie plek om nog 'n waterstofie by te kry nie, maar hy kan wel skenk. Hy kan waterstoffies afgee. Wat beteken in sy kapasiteit hier is hy nou die suur. Wat beteken hierdie is 'n gekonjugeerde suurbasispaar. So ek sê altyd vir die kinders, dis soos twee mense wat vir mekaar bal gooi. So sê nou maar, Jaco, jy gooi nou bal vir Heinrich. So jy het nou die bal. Wat beteken jy is die een wat moet gooi. Jy kan nie nou ontvang nie, want jou hande is vol. Nou gooi jy vir hom die bal. Nou ruil julle rolle om, want jy kan nie meer gooi nie, jy het nie meer die bal nie. Heinrich kan nou wel gooi, want hy het nou die bal. Hy kan nou nie meer die een wees wat ontvang nie. Maar jy, bly jy. Jy is nog steeds, jy lyk dieselfde, jy het dieselfde persoonlikheid, dieselfde intelligensie. Jy bly jy, het dieselfde persoonlikheid, alles is dieselfde. Dis net jy is met 'n bal en sonder 'n bal. So dis presies dieselfde hierso. Die enigste verskil in 'n gekonjugeerde suurbasispaar is een waterstofatoom. So daai, hulle verskil net met 'n waterstof, is 'n suurbasispaar. Daai is 'n suurbasispaar want hulle verskil net met 'n waterstof. Daai is 'n gekonjugeerd, dis net daai, want die verskil tussen hulle is 2 waterstof ione, 2 waterstofatome. So jy, baie keer dan kan die kinders nie die vrae doen oor gekonjugeerde suurbasispare as hulle nie die reaksie het nie, maar jy moet in staat wees om dit te kan doen sonder die reaksie. Jy kyk net die enigste verskil tussen hulle moet wees 'n waterstof. Julle alright met hierdie 3 of 4 vragies wat ons nou hier gedoen het? By 1.8 sê hulle vir jou die volgende vergelykings toon die reaksie van water met 'n aantal verbindings. In watter een van die volgende reaksies tree water as 'n basis op? Nou onthou, basis, ontvang. So ek wil weet by watter een van die reaksies het hy 'n waterstof bygekry. So by watter een van hulle het hy 1 meer waterstof na die tyd as voor die tyd. So as dit vir jou sal help, want ek weet partykeer dan raak die kinders, hulle sukkel bietjie om dit in te sien. So highlight jou waterstof en dit wat hy raak. Highlight jou waterstof en dit wat hy raak. En dan kyk jy, waar het hy aan die einde 1 meer as wat hy in die begin gehad het. Dis net hier by reaksie 2. Daarso het hy 2 waterstoffies, toe skenk die waterstoffluoried vir hom 'n waterstoffie, nou sy H3O+, en daai is net die fluoried-ion. So dit is dan B. Jaco, ek dink jy moet 'n bietjie opstaan. Ja, dan. Ok, nou by 1.9 sê hulle kalsiumnitraat, kalsiumnitraat word tydens 'n suurbasis reaksie as 'n sout gevorm. Watter een van die volgende reaksies is moontlik gebruik vir die vorming van kalsiumnitraat? So weer eens, sien hulle kon dit nou vir julle bietjie makliker gemaak het as hulle die chemiese formules in plaas van die name gegee het. So dit toets regtig waar of julle die formules kon skryf. Kalsium, nou moet ek tot daar agter kyk, is in groep 2. Selfs met my bril aan sukkel ek om te sien tot daar agter. Ca, so hy is in groep 2, wat beteken hy het 'n lading van +2. Nitraat het ons mos nou gesien, het 'n lading altyd van -1, wat beteken ek het 1 kalsium wat gaan verbind aan 2 nitrate. Ok, so dit is wat op die ou einde van die dag vorm. So kom ons kyk gou watter van die gaan moontlik dit vir jou laat gee. Kalsiumhidroksied. So weer, jy gaan maar net doen maar net daai oorkruismetode om dit te kan neerskryf, maar kalsiumhidroksied gaan so lyk met soutsuur. Nope, nêrens is daar 'n nitraat nie.
Ag, ek het nou die 2 op die verkeerde plek geskryf. Sien dit nou. My CA. O ja, het ek vergeet om daai dankie en ek het daai nou ook op die verkeerde plek gesit. OK. Nie hy nie. Dan kalsiumsulfaat en swaalsuur. Definitief nie hy nie. Daar's nêrens 'n nitraat nie. Kalsiumoksied, ek kan sommer sien dit gaan ook nie hy wees nie. Hierso. Kalsiumkarbonaat met salpetersuur. Daar is waar my NO3 vandaan kom. En in 'n geval, dis soos daai algemene reaksies, wanneer ek 'n metaalkarbonaat het wat reageer met 'n suur, vorm ek altyd 'n ioniese sout plus water plus koolstofdioksied. So maar net in 'n geval net om julle geheue te verfris van verlede jaar. OK. Dan 1.10, die pH van natriumhidroksied oplossing is 13. Hoe sal die hidroksied-ion se konsentrasie en die pH van die oplossing beïnvloed word indien die oplossing verdun word met gedistilleerde water? So jy kyk wat sê jou formules. So onthou, as ek water hier bygooi, natriumhidroksied is mos nou daai ouetjie. Wat beteken hy breek op in natriumione, hy dissosieer in natriumione en hidroksiedione as hy opgelos word in water. So as ek nie meer van hom het nie, gaan ek nie meer hidroksiedione vorm nie. Wat beteken my aantal mol van die hidroksied, dit bly dieselfde. Nou gooi ek 'n klomp water by. So onthou, konsentrasie is mos mol op volume. So nou bly daai dieselfde, maar die volume neem toe. Wat beteken my konsentrasie van my hidroksiedion gaan af. Ek weet nie of dit daai ene is nie, maar dit gaan nie daai twee wees nie. Hy gaan afneem. Nou moet ek kyk wat se effek het dit op die pH. Nou onthou die formule wat ek het vir pH is dis die negatiewe laag van die konsentrasie van die hidroksied. Nie die hidronium, nie die hidroksied nie. Die pOH word bereken met die negatiewe laag van die konsentrasie van die hidroksied. Nou jy kan kyk wat gebeur as jy 'n klomp waardes op jou kalkulator insit, maar die pOH en die konsentrasies soos daai ding en daai ding is altyd indirek eweredig aan mekaar. As daai se konsentrasie gaan toeneem, dan gaan daai waarde afneem. Dieselfde hier, as daai konsentrasie gaan toeneem, dan gaan daai waarde afneem. So dieselfde as daai se konsentrasie gaan afneem, dan gaan die waarde toeneem. En onthou, as ek die pH wil uitwerk en ek het die pOH, dan sit 14 minus die pOH. Wat beteken as daai waarde meer gaan raak, dan gaan my pH die antwoord daar minder raak. So dit moet daai enetjie wees. Ok, so by 4.2 sê hulle vir jou, ek hoop ons kan hom nou doen in die 5 minute, 100 kubieke sentimeter soutsuur oplossing. Ek skryf sommer dadelik verander my volumes na kubieke desimeter toe, nee? Want onthou jou volumes moet in kubieke desimeter wees, wat beteken jy moet deel deur 1000, so dis 0,1 kubieke desimeter, met 'n konsentrasie van 0,9 mol per kubieke desimeter, word toegelaat om met 3,5 gram van 'n onbekende metaalkarbonaat te reageer volgens die gebalanseerde vergelyking. Daar word gevind dat die suuroplossing in oormaat is. Die probleem met oormaat is, jy kan nie daai inligting enigstens gebruik in jou stoichiometriese berekeninge nie. Want hy gaan nie, dit is die een wat beperk is, wat gaan bepaal hoeveel van wat gaan reageer met hom en hoeveel daar op die einde gevorm gaan word. So jy skryf soms vir jouself dadelik daarby, hierdie is in oormaat en hierdie een is beperk. Dat jy weet, as jy jou stoichiometriese berekeninge doen, werk ons altyd met die een wat beperk is. Dink net soos,
Dis soos om lucky packets te maak. As ek nou lucky packets moet maak vir 'n partytjie wat een visser en een stokkie lekker in het, en ek koop 'n pak van 25 stokkie lekkers, maar 'n pak van 30 vissers, dan gaan dit my stokkie lekkers, die een wat eerste opraak, wees wat bepaal hoeveel lucky packets ek op die ou ende kan maak. Ek kan nie net 'n lucky packet maak met een visser in en ander kinders kry 'n visser en 'n stokkie lekker nie. So dieselfde hierso. Dis daai ene wat bepaal hoeveel van die ander goeders daar gevorm gaan word. So nou is daar van daai netjie oor. Nou daai oormaat soutsuur word deur, weet julle wat, hierdie een is in my studio op. Ek het hom vanmiddag vertaal, sien ek nou. Word deur 25 kubieke sentimeter natriumhidroksied oplossing met 'n konsentrasie van 0,8 mol per kubieke desimeter geneutraliseer. So nou sit jy in elk geval jou inligting daarby. Ek gaan hom verander desimeter toe is deel deur 1000. Okay, so en wat jy nou vir jouself moet neerskryf is die HCl eerste word gebruik om met die metaalkarbonaat te reageer. En dan, dit wat oor is, word ook gebruik om met die, nie die sout, die natrium hidroksied te reageer. So dis waarvoor jou HCl in totaal gebruik word. So nou sê hulle vir jou, daar is, ons het sy volume, en ons het sy konsentrasie, die 0,8 mol kubieke desimeter. Nie van hom, ekskuus, van die natriumhidroksied. Ons het sy konsentrasie en ons het sy volume. En dan vra hulle vir jou bepaal deur berekeninge die simbool van die metaal M. Jy het nie genoeg inligting om dadelik, want onthou, as jy sy molêre massa wil uitwerk, want dis hoe ons 'n metaal se identiteit bepaal, is deur sy molêre massa van die periodieke tabel af. So ek sê altyd vir die kinders, man, as jy nie weet hoe om te begin met die formule wat jou gaan toelaat om uit te werk wat jy moet kan uitwerk. Dis die formule wat ek moet hê. En dan vra jy jouself af, wat kort jy om dit te kan uitwerk? Ek kort die mol, ek het daarom die massa, en ek kort die molêre massa. Dis wat ek op die ou einde wil hê. Wat beteken vir my om dit te kan kry, want dit moet my laaste stap wees, het ek eers die aantal mol nodig. Wat beteken, ek kan nie, gewoonlik sou dit so wees, as jy inligting het oor een ding, maar hulle vra vir jou 'n vraag oor 'n ander ding, dan doen jy mos jou molstappies, jou bruggie, die brug van die een na die ander een. Maar nou kan ek nie, want hy is in oormaat. So, die hoeveelheid wat daar van hom is, gaan nie vir my sê hoeveel het gereageer met hom nie. So, dis waarvoor die tweede reaksie is, ek moet nou deur 'n ompad gaan. Want ek kan uitwerk hoeveel van daar is daar aan die begin, en dan kan ek uitwerk hoeveel het gereageer hier. En as ek weet hoeveel daar aan die begin was, en hoeveel het hier gereageer, dan weet ek hoeveel het daar in daai reaksie gereageer. So dis wat ek nou, jy gaan dit nou baie mooi ordentlik vir jou self op jou vraestel neerskryf, maar ek gaan nou sommer net hier werk, soos op random plekke dat jy kan sien. So ons gaan nou begin hier so met hierdie ouetjie. So weer eens, ek wil weet wat is die HCl se hoeveelheid mol daar. Want as ek weet hoeveel mol hier is, dan kan ek dit gebruik om uit te werk hoeveel mol was daar. En hier gaan jy nou weer, want as jy inligting het oor een ding, maar hulle vra vir jou 'n vraag oor 'n ander ding, dan doen ons die molstappe, my bruggie. So ek gaan dan altyd eers uitwerk die mol van die stof waaroor hulle vir my die inligting gee, wat in hierdie geval die natriumhidroksied is. So die mol van die natriumhidroksied is die konsentrasie maal die volume. So dis 0,8. Nou moet julle calculators uithaal, want ek het nie die waardes vir dit nie. Okay, so daar is 0,02 mol. Dan bepaal ek die mol van die stof waaroor ek die inligting wil hê, wat in hierdie geval my HCl is, en ek doen dit deur my verhoudings te gebruik. So maak net altyd seker dat jou reaksie gebalanseerd is, maar dit lyk dan of hy gebalanseerd is. En al is die verhouding 1:1, moet jy dit vir hulle wys, want jy kry punte om te wys dat jy weet die verhouding is 1:1. So dit wil sê die aantal mol van die HCl is 0,02. So ek weet ten minste nou daar is 0,02 mol
Daai hoeveelheid mol wat daar waters HCl wat daar aan die begin is, kan ek gaan uitwerk, nee, onthou ons het nog sy volume en ons het sy konsentrasie, so ek kan gaan uitwerk. Dit is, sy konsentrasie is 0,9, die volume was daai 0,1, so dis 0,009. Is dit 0,009? Ja, okay, so dis. Wag maar, as julle seker julle dan daai netjie reg uitgewerk. Ja. Want daar kan nie meer van daar in excess wees as wat daar aan die begin is nie. Kyk gou nog 0,02. Is dit 0,0 nou net sê, dit moet jy reg hê, so dan moet een van die nulletjies daar wegkom. Kyk, so aanvanklik was daar 0,09 mol van die soutsuur. En toe in oormaat het ons uitgewerk, die wat in oormaat was 0,02, wat beteken die hoeveelheid mol wat hierso gereageer het, so die mol HCl wat gereageer het, is 0,07. Nee? O, is dit minus? Minus, ja. Okay, so nou weet ek, so nou kan ek my mol stappe, my bruggie doen hierso. Ek het nou uitgewerk die mol van die stof waaroor hulle vir my die inligting gee. Nou wil ek die mol hê van die stof waaroor hulle vir my vra, en dit is die metaalkarbonaat, en ek doen dit deur my verhoudings te gebruik, en die verhouding daar is 1 tot 2. So as daar 0,07 mol van die HCl is, dan moet daar 0,035 mol van die metaalkarbonaat wees. En dan kan ek, soos wat ons altyd maak, die mol oorskakel na die hoeveelheid wat hulle vra. En ons soek die molêre massa. So nou kan ek daai 0,035 daar gaan insit. En as ek my molêre massa gaan uitwerk, wat is dit? 100. En nou kyk ek op my periodieke tabel, watter stof het 'n molêre massa van 100, of nee, ekskuus nie, watter een nie, onthou die totale massa van jou metaalkarbonaat, met die molêre massa van jou metaalkarbonaat, is mos nou 100 gram per mol. So as ek daai massa mos nou sou uitwerk, dan sit die massa van my metaal, plus die massa van my koolstof, wat 12 is, plus die massa van 3 suurstowwe wat 16 is. Kyk gou dan, wat is die metaal se massa? Okay, so hy is dan 40 gram per mol. Wat se element se molêre massa? So nou kan jy kyk, sê net maar daar's een wat nie 40 is nie, dan kan jy dalk kyk, is daar nie een wat 20 is nie. So met ander woorde dat maar ek glo nie hulle, nee, okay, ekskuus, hulle sou dan vir jou 'n M2 CO3 daar gesit het. So dan kyk jy net, ek dink is dit nie kalsium nie? Ja, Net soos dit.